Goeienaand broers en susters. Baie welkom vanaand hier by ons Pinksterreeks, die eerste aand. Mag het vir julle elkeen 'n besondere belewenis wees, maar voor ek nou verder praat, ons is paar gemeentes hier saam, so julle kan dalk nie almal mekaar ken nie, of dalk lanklaas gesien het. So, draai so 'n bietjie om, groet, sê dag, vrou, gaan ensovoorts. As hy net so 2 afkondigings, die Pinksterprogram, julle kan daar by die tafels is daar, môre aand, is dit nou Meibeer, tema godsdienstig, lowig of geesbeerd, Romeine 6, 7, 8, ek moet nie bekommerd wees nie, ek gaan nie by elke teks deur alles gaan nie. Dan, ja, ek dink ons sal so elke aand sê, wat is die volgende aand, maar ons verskillende gemeentes en die verskillende dominees gaan die elke aand optree. Dit is nogal iets waarna ek uitsien, ek hoop julle sien ook daarna uit, mag die Here ons dan ook sien. Na die tyd, almal welkom asseblief, ons het reg gemaak hier in ons teater, dis hier aan die kant, ons saal daar's verversing, so julle moet kom kuier eers, net so 10 minute of 'n kwartier. Kom kuier saam, dis min wat ons die geleentheid ook daar het. Goed, dankie, seën vir jou broer Willem. Willem, ken jy vir Willem? Wie ken hom nie? Ja, alright, Willem, dis my kollega. Hoe lang is jy nou nie? 10 jaar? Ja, en ek hou dit nog uit. Nee, voordat Willem om vanaand ook nie jou te luister, seën vir jou Willem. Goeienaand gemeentes. Nee, kom ons probeer. Goeienaand die jong mense. Goeienaand die ouer mense. En dan hier is nie ou mense vanaand. Goeienaand, welkom vanaand. Ek wil begin en ek wil sê welkom aan die Gees en welkom aan die Here. Maar ek dink nie dis reg teologies nie, want die Here en die Gees is hier. So ek wil vir julle welkom heet en ek wil vir julle vanaand uitnooi om ook die Gees in te nooi. Want ek dink baie keer aan dink ons kom by 'n plek met 'n spesifieke verwagting dat die Gees nou iets gaan doen. En ons mis dit dat die Gees reeds besig is om te doen. So vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor die Gees en wat die Gees eintlik reeds besig is in jou lewe en hoe kan jy net so 'n bietjie meer na daai kant toe neig en dat hy so 'n bietjie meer werk met jou. Kom ons sit so en ons raak net stil. Gee alles vir die Here. En hy is hier. Here, U is nie welkom en U is reeds hier. U wag vir ons. U is reeds besig en mag ons instel op die frekwensie waar die Gees hardloop. In hierdie gejaagde wêreld is ons geneig om die Gees te mis, omdat die Gees 'n baie sagte, rustige manier het om met ons te werk. Mag ons vanaand iets van dit beleef. En mag dit 'n preek wees, Here, maar nie 'n preek wees nie. Mag hierdie preek mense inspireer, mag dit nie net mense inspireer nie, Here, maar mag die groot opdrag gebeur, en dit is dat ons gaan leef en gaan doen. En dat ons hierdie wêreld gaan verander oor U mag en oor U koninkryk. Ons wat bloot instrumente in U hand is. Seën hierdie Pinksterfees, omdat dit gaan oor die koninkryk en die Gees wat reeds werk. Dankie vir U teenwoordigheid, Here, en ons gee onsself oor. Amen. Dis hierdie God die Almagtige wat U groet en sê genade en vrede van God die Vader, die liefde van die Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees wat hier is en elkeen welkom heet. Kom ons antwoord God se uitnodiging met sang en lofprys en dit kan eers stil sit. Ek het vergeet hulle gaan iets sing. Sit net so 'n oomblik en kom ons luister net, ons praat van hy instel en instem na die Gees en hoor hulle gaan vir ons met 'n lied sing. Julle kan net so sit en luister.
Kom ons staan, ons antwoord God se uitnodiging met lofsang, saam met hierdie twee wonderlike stemme. Say,
Here, ek bid vanaand vir die preek vanaand, maar ook vir elke prediker van hierdie week, mag dit geseënd wees. Mag ons elkeen instrument in die hande wees en mag die boodskap die hele rustig bereik, waar al letterlik en figuurlik duisternis is. Mag ons die lig uitrossend. In Jesus se naam. Amen. Ek mense het 'n groot verwagting altyd van Pinkster, as mens hoor Pinkster dan hoor mens Heilige Gees en mens hoor 'n klomp goed wat ons wil en wonder oor en jy het altyd 'n verwagting met Pinkster. Wat gaan die Here sê? Wat gaan die Here doen? Waarmee is God of wat wil God in my lewe doen? En ek dink dis die boodskap wat mense wil hoor. Wat is die Here mee besig? Wat is die Here mee besig? En vanaand gaan ek so 'n bietjie kyk waarmee is die Here besig, want ek glo die woord gee vir ons baie wysheid oor waarmee die Here besig is. So ek wil net eens begin met die gedagte, hoe werk die Gees? Wat leer ons uit die Bybel uit by die Gees? En dan sal ek so 'n bietjie gaan na 'n paar tekste net om te kyk in my en jou lewe. Hoe kan ons sien waar die Gees werk? Ek gaan nie al die tekste in detail bespreek nie, maar die idee is om van hierdie tekste dan 'n bietjie neer te skryf en sommer hierdie week ook net deur te gaan en te kyk en te sê, okay, kom ek meet myself, waar staan ek en waarby kom ek uit? So in die Ou Testament lees ons dat die Heilige Gees is oral. Maar nou is in 'n ander tyd, is 4000 jaar terug, en die Heilige Gees is oral, maar ons lees in die Ou Testament hoe die Heilige Gees net spesifiek met selektiewe individue werk. En hy bemagtig hulle vir 'n spesifieke taak. So hy kry vir Moses en hy bemagtig hy gee vir Moses krag en wysheid om 'n taak te gaan uitoefen, gaan haal die kinders, my kinders, die Hebreërs weg van die Farao af. Hy stuur spesifieke mense met 'n spesifieke taak. 'n Voorbeeld daarvan kry ons in Samuel, waar natuurlik die salwing plaasvind. Daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas skaap op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaai het hom toe laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad. Het julle geweet Dawid was rooi? Hy het rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. En die volgende een ook wys, Samuel het die horing met olie gevat en hy het voor sy broers om gesalf. Die Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. So salwing was in die Ou Testament 'n groot ding. Hoekom? Want salwing was wanneer ek die olie gevat het en gesê, hierdie ou word gekies vir 'n spesifieke taak. Dit is soos amper as jy olie in 'n vort gooi en dat hy kan ry. In 'n spesifieke ry en sy volgens nie 'n lag vir my. Jy gooi olie oor om te sê, hierdie ou kry 'n spesifieke taak, ek bemagtig hom vir 'n spesifieke ding. Hy kan gaan. En dis hy. In die Ou Testament lees ons ook dat die Heilige Gees mense kan verlaat. Ons lees dat, soos byvoorbeeld Saul gaan hou oorlog en dan raak hy so 'n bietjie amper magsdronk en dan begin hy nader aan sy eie oorlog voor en goed en dan kry hy dit nie reg en die Gees verlaat hom. So, maar die Gees van God, dit kry ook in 1 Samuel 16, maar die Gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees wat deur die Here gestuur is, het hom voortdurend ontstel. So die Gees van God los vir, ek gaan net hierdie ding so 'n bietjie vasvang. Die Gees van God los vir Saul. So uit die aard van die saak is die Ou Testament is nie meer vandag nie. So ons kan nie meer vandag dat die Gees net met spesifieke individue werk en dat hierdie individue dan nou vorentoe gaan en dan die Gees hulle los nie. Die Gees werk met ons almal. En dis wat ons nou sien
in die Nuwe Testament. Wat gebeur met die Gees? So waar hulle in die Ou Testament gesê het, daai ouete salwing. En ek dink dit is belangrik, want baie keer in die kerk vandag gaan sê ons, is maar daai ouete salwing, of daai ouete roeping. Hy, of sy. Jy kan dit sommer in hulle lewe sien, die Gees is by hulle. Maar ons lewe nie meer in die Ou Testament, die Gees is in ons almal. Dis nie, dit gaan nie meer vanaand se preek nie, dit gaan oor ons wat hier uitgaan en die wêreld gaan verander. Oor dat dit gaan oor die Gees, oor dat dit gaan oor God. So, die Gees is besig in die Ou Testament, selektiewe individue, ons dink baie keer vandag nog selektiewe individue, daai ou het dit, nee, elkeen het dit. En dis wat Joël voorspel het. Dis wat ons in die Nuwe Testament lees, Joël 2. Wanneer dit alles gebeur het, sal ek my Gees laat kom op al die mense. Al die mense. Julle seuns en dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong man sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my Gees laat kom, selfs op die wat nie aansien het nie, die armes, die siekes, die verlamdes, die krippeles, die onreines. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke. En die volgende wys, dankie. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat in die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar 'n uitkoms wees, so het die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is by die Here gered. Joël weet ons nie baie vanaf nie, die profeet is 'n klein profeet, of ons het min literatuur oor hom, maar Joël voorspel dit. Joël sê vir ons, dit is nie meer die Gees werk nie, daar is net party mense wat hy kies nie. In die Nuwe Testament sê hy, almal word gekies. So nou stort hy die Gees uit. En dan lees ons nou, ek het nou nie daai tekste in nie, maar waar Jesus dan nou eintlik vir ons kom leer en sê, die Gees is in julle, by julle, met julle, elkeen van julle. So daar's 'n paar tekste in die Nuwe Testament, en dit wil ek hê ons moet so 'n bietjie na kyk. Daar's vier spesifieke tekste wat praat oor die gawes van die Gees. So 1, die Gees is nie net by my wat hier gesalf staan nie, ek is nie net gesalf. Ons is almal. So moenie dink daai persoon of daai ou of daai vrou of die Gees is op en in en met en besig met elkeen van ons. En in hierdie 4 tekste dan kyk ons na die vrugte van die Gees. Waarmee is die Gees besig? 1 Petrus 4 het ons, Efesiërs 4, Romeine 12 en 1 Korintiërs 12, 13, 14, 15 kan jy eintlik maar gebruik om. Al 4 hierdie tekste gee vir ons 'n baie sterk indikasie van waarmee die Gees besig is. Dis nie 'n nuwe ding nie. Dis nie, ek dink baie keer verwag ons iets, die Engels is, maar hierdie 4 tekste sê pertinent waarmee die Gees besig is. Ek dink na COVID, alles het so afgeneem en selfs in COVID het ons so na die Gees gesoek. Ons het gesoek, Jesus Here, kom haal mense uit die dood uit. Jesus Here, kom verander mense. Here, kom tree in hierdie magtige storm in. Here, kom red mense. Kom net op 'n wolk of wys net vir ons. Die Bybel is vol plekke waar die Here wys en waar die Here besig is. Maar dit is glad nie soos wat jy en ek dit verwag nie. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. So Ou Testament, die Gees kan mense verlaat. Nuwe Testament kan die Gees jou nie verlaat nie. Dit sê seker nou satanisme, maar satanisme is nou baie later as die Bybel. Dan kan die Gees jou nou fisies letterlik verlaat seker, maar solank as wat jy 'n kind van die Here is die Gees in jou, hy kan jy nie verlaat nie. Hy kan net bedroef raak. Soos amper bietjie onaktief. Bietjie dis daar, maar dis nie besig nie. Nou hoe gebeur hierdie verwikkeling? Wat gebeur is die ek vat jou. Wanneer die ek oorvat, is daar nie plek vir die Gees. As jy 'n koppie het, dan kan jy hom vol 2 goed maak, of jouself of die Gees. En wanneer jy jouself leeg maak, kan die koppie vol raak. En dis so in die Nuwe Testament kan ons nie die Gees wegjaag nie. Die Gees bly in ons, maar die Gees huil en is bedroef. Die Gees treur waar ons hartseer is. Die Gees is ontstel dat ons nie doen wat hy wil hê ons moet doen. Die Gees is baie een wat klop en sê asseblief, verander. Hou op. Asseblief, sien my raak, hoor my. Kom ons kyk na teks of een voorbeeld, ek gaan na 'n paar kyk waar die Gees besig is in my en in elke van ons lewe. Ek praat oor die droefheid. Efesiërs 4:30 sê hy die Heilige Gees van God. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op sy verlossing staan. So hoofdoel is Gees is in almal, Gees is by almal. Moenie
die Gees bedroef nie. Moenie die Gees laat huil. 1 Petrus 4. Ek het hom uit die boodskap se vertaling gehaal, want dit is vir my 'n mooi vertaling. Wees lief vir mekaar. Dit is nou nie meer lank voor die wêreld, soos ons dit ken, tot 'n einde gaan kom. Onthou dit elke oomblik en dink daaroor na. Sorg dat jy weet wat aangaan, sodat jy sinvol met God kan praat in gebed. Daar is niks so belangrik as dat jy mekaar moet lief hê, asof jy eie lewe daarvan afhang nie. Jy sien, groot oproep van die Gees. Groot oproep van die Gees. Here, genees iemand, ja. Maar hier's 'n groot oproep. Hy sê liefde, 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 liefde. Waar liefde is die Gees. Die liefde sien ander se foute oor en gaan nie daaroor te kere nie. Ek wil dit weer lees. Waarmee is die Gees besig? Ja, genesing, ja, wonderwerke, ja. Wat wil hy graag hê? Liefde. Wat beteken liefde? Ek sal ander se foute oorsien. Ek gaan nie te kere daaroor gaan nie. As iemand by jou opdaag wat hulp nodig het, help jy hom met 'n glimlag, sonder om onderlangs te kla of te brom. Dis die Gees. Die Gees is wanneer jy iemand help, sonder om te kla of te brom. Soos goed en brom en kla. God het aan elkeen van julle uitsonderlike talente gegee. Moenie dink dat dit is julle wat so goed is. Nee, dit is God wat eintlik so goed vir julle is. Daarom moet julle julle talente gebruik om ander te help. Waar sien jy die Gees? Wanneer jy ander mense help. Vanoggend gesê, ons was by David Brink gewees en dit was ongelooflik om te sien hoe meneer Kruik vertel, hy stap in en dit is hospitaalhoekie en soos wat hy die gordyne ooptrek, staan daar ouers, kind, dokter. Ouers, kind, dokter. Ouers, kind, dokter. Hulle vra nie mediese fondse en dit, soek betalings. Mense het as 'n gawe ander gaan help. Dis die Gees. Dis die Gees. Dis 'n stryd wat die wêreld wil. Oekraïne wil die wêreld oplos, Rusland wil die wêreld oplos. Die Gees wil die wêreld help. Die wêreld, wat sê Romeine 8, die wêreld kreun en wag en afwagting vir Here. Waar is die Gees besig? Dalk is die Gees besig om my vanaand te roep en te sê, sien bietjie ander se fout oor, help ander mense. Help ander mense. Daarom moet jy julle talente gebruik om ander te help, soos wat iemand wat aangestel is om ander te bedien, met julle God se geestelike huis, al die wonderlike gawes onder mekaar uitdeel wat hy vir ons gegee het, sonder dat ons dit eintlik verdien. Ek kan die volgende vir ons wys. Byvoorbeeld, nou maak hy dit nog meer prakties. Moenie net iemand help, moenie net daai tannie gaan help die swaar gedra nie. As een van julle preek, moet dit wees asof God deur hom praat. As iemand 'n ander persoon help wat hulp nodig het, moet hy dit doen uit die krag wat God hom sal gee. Op die manier sal almal sy grootheid kan sien en hy sal die eer vir alles kry omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het om al hierdie dinge te doen. Almal sal hom erken as die een wat in alles groot en sterk is, nie net vandag nie, maar vir ewig en altyd. Daarvan kan julle seker wees. Gee julleself as offers, lewende offers vir die Gees, vir die Gees in julle kan werk. Waar sien jy die Gees? Mense. En mense wat kies om die Gees te volg. As jy daar, ek kan net verbeel, as jy daar in die hospitaal kom en daar's dokters wat sê, maak nie saak vir die kind is, hy is 'n ongeluk, gaan hom help. Maak nie saak wat hierdie kind se agtergrond is nie, gaan hom help. Maak nie saak wat hierdie persoon se agtergrond is nie, gaan hom help, gaan hom help. Hoeveel keer is ons die mense wat besluit wie ons help en wie ons nie help nie? En dan sê hy, Matteus sê hy, maar ek is honger en ek mense gee om te eet, ek is dors. En dan sê hy, wanneer was jy honger? Dan sê hy, nee. As jy dit aan iemand anders doen, doen jy dit ook aan my. Kom ons vat 'n ander gedeelte waarmee die Gees nog besig is. Die Gees is besig om te help. Die Gees is besig om te wil hê ons moet mense help. Efesiërs 4, die eenheid van die kerk. Ek druk dit op julle hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God af ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Ons wil daai spectacular goed van die Gees sien. Waar is die Gees? Daar waar ons mekaar verdra in liefde. Daar waar ons by mekaar is. En dan vat hy dit verder. Hy sê, hoekom? Hoekom kan ons mekaar lief hê? Hoekom kan ons saam wees? Want lê julle daarop toe op die eenheid, want die Gees se hoofdoel is eenheid. Die Gees se hoofdoel is om by mekaar te bring. Vader, Seun, Gees by mekaar. In 'n huwelik, man, vrou, kinders by mekaar. Wêreld, mense by mekaar.
Bose se planne, verdeel, skei, haat, boelie, bedrieg. Wat is die Gees mee besig? Nee. Die Gees Heilige wat goed gebeur. Hy is bedroef, hartseer. Daar's net een. Daar is net een liggaam. Gaan nou, ekskuus, dankie. Hou daai in. Daar's net een liggaam en net een Gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Jesus en die kerk is lief vir mekaar uit mekaar te skeer. Die kerk is so lief om mekaar te kritiseer en te oordeel en te vernietig. Maar dis nie die wil van die Gees nie. En ek sê weer, ons lewe in 'n tyd waar ons net wil sien wat die Gees mee besig is. Gees is nie besig, die Gees is in my besig. En ek sukkel om dit in my lewe raak te sien, want ek is vol van myself. So ek moet dit laat gaan, sodat ek die Gees kan sien. Hoeveel kerke beklei, ek sien nou vandag weer, daar's 'n hofsaak aan die gang wat hulle CMR wil hof toe vat. Hoeveel keer as die rapport en as die beeld daar is dit die NG Kerk en die NG Kerk en dit. Permanent. En die Gees is bedroef daaroor, want daar is net een kerk. Ons is almal kerk, ons is almal deel van God, want dis waarby dit uitkom. Ek kan die volgende vir ons wys. Dankie Christian. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Dis nie die Gees nie. is dit. Voel asof iemand maar skree hier van agteraf. Aan elkeen is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. So dink so daaraan. Die Gees is in almal, maar elkeen is besig met iets anders. En elkeen worstel met iets anders. So, elkeen kry 'n genadegawe. Soos in die Ou Testament het hy ons gesê, hier's Dawid, ek gaan Dawid toerus om koning te wees. Hier's Saul, ek gaan hom toerus om koning te wees. Die Gees het nie verander nie. Hier's Johan, ek gaan Johan toerus om liefde te wees. Hier's Willem sukkel met, ek sukkel met so baie goed. Maar hier's hy, ek gaan hom toerus met dit, sodat hy dit kan oorkom. Die Gees het nie verander nie, hy werk nog steeds op dieselfde manier. Elkeen rus hy toe volgens God se wil, wat God in jou lewe wil hê. So elkeen ontvang 'n genadegawe, nie net ek of iemand of elkeen. En Christus deel die gawe uit. Toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en die gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Nou, ek het dit vanoggend gesê, en kom uit my kollega se teses, maar dis 'n verskriklike mooi beeld. Die koning kom in, en hy kom ingery in die stad in, en dan het hy nou 'n oorlog gehad, en hy het gewen. So die koning loop voor met al sy soldate, en dan loop hy met die gevangenes wat vasgeboei is, agter loop hy in, en dan die volk wat hy verslaan het, het hy nou al daai goud en silwer bymekaar gemaak. So hulle hang so met potte, en jy kan net die beeld sien. En dan sit hierdie mense en hulle juig, yes, hy het gewen. En hy begin geld uitdeel. Ek kan nie onthou wat ek vanoggend sê, ek dink dit is soos 'n cash and transit trokkie wat opgeblaas is. En die geld val net so vir jou. Maar dis amper so, die God kom in en hy deel hierdie gawes so uit. En wat is hierdie gawes? Want dit lees ons in daai 4 tekste, nê? Daai 4 tekste van die Nuwe Testament. Wat is hierdie gawes? Waarmee is God besig? Die een wat neergedaal het, Efesiërs sê verder, is ook 'n een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Die doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Die opbou vir die liggaam van Christus. Ons wil baie keer fokus op genesings en dis goed. Maar wat is die Gees se hooftaak? Is om op te bou. Wie opbou? Mense. Die liggaam. Hier sit voete, ore, neus, ek hoop nie neus, hare nie, ore, oë, tone, ek hoop nie toenaals nie, maar hulle almal sit hier. Wat is die seerste wanneer die liggaam nie wil saamwerk nie? Ouer mense kan seker daarvan getuig. Dis die moeilikste as jy opstaan en liggaam wil nie saamwerk nie. Ek dink is die ding wat die Gees die meeste ontstel, is die liggaam wil nie saamwerk nie. Dis maar ek het dit klaar uitgedeel, maar hierdie mense wil net nie saamwerk nie. Dis waar die Gees is, wanneer mense by mekaar kom, opbou. Kan die volgende vir ons wys? Dankie, Christian.
Kom ons gaan weer Efesiërs 4. Efesiërs 4 gaan dan 'n bietjie verder oor 'n riglyne vir 'n nuwe lewe. Nou wil ek, soos wat ek hierdie goed lees, wil ek wil u uitdaag om te sê, gee 'n bietjie vir jouself 'n punt uit 10 uit as ons kom by gawes van die Gees. As ons kom by hierdie goed. Gee vir jouself 'n punt uit 10 uit oor liefde. Sommige net so by jouself. Hoeveel liefde het jy? Hoeveel liefde het jy vir jouself? Punt uit 10 uit. Hoeveel liefde het jy vir jou naaste? Punt uit 10 uit. Hoeveel liefde het jy vir jou vyande? Punt uit 10 uit. Ek dink ek gaan net so af. Ek dink jy gaan op nie. As jy die Gees wil sien, moet jy liefde sien. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Praat die waarheid, want ons is lede van dieselfde liggaam. Hier is die liggaam. Dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie. En moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Ons sien nie die Gees nie, want ons verdeel. En ons is lief om te verdeel. Volgende een, dankie. Galasiërs 5, die Gees teenoor die sondige natuur. Nog 'n voorbeeld van waarmee die Gees besig is. Julle broers en ek kan sê susters, julle is tot vryheid geroep. Moenie net die vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Volgende een, Galasiërs 5, maar julle byt en verskeer mekaar. En dit sien ons, koerantopskrifte, ons sien wat aangaan, ons byt en verkeer mekaar. Pas op dat ons mekaar heeltemal later verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig onder begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, hoor hoe mooi sê die Bybel, dat die tekste gee vir ons waarmee die Gees besig is. Wat die sondige natuur begeer, dit wat die Gees nie wil hê, of wat die Gees afwesig maak, is wat? Is in stryd met dit wat die Here wil. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Wat maak die Gees hartseer? Hoekom sien ons nie die Gees nie? As gevolg van onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al hierdie dergelike dinge. Nou is hoekom ons sukkel om die Gees te sien. Dit is vir ons belangriker om daai verdeeldheid na te jaag as die Gees. Wat is die vrug van die Gees? En hier, geef jouself 'n punt uit 10 uit. Die vrug van die Gees is liefde, punt uit 10 uit. Vreugde, punt uit 10 uit. Hoeveel gelowiges het vreugde? Hoeveel gelowiges staan in die oggend op en sê, Vrug van die Gees is vreugde. Is om op te staan en te sê, yes. Vriendelikheid. Vriendelikheid. Ek het so simpel grappie om altyd mense op die pad te terg, om te kyk hoe hulle reageer. Veral mense wat in die kerk is. Ek kry die snaakse reaksies. En as hulle so kwaad word en na ruk, dan sien hulle dis die dominee, dan kry ek sulke lang SMS'e. Dominee, ek doen dit nooit nie. Jy was vir die eerste een saam wie ek het gedoen het. En die ergste is, toe haal hierdie grappie my in, want toe eendag toe raak ek kwaad. En toe wys ek vir 'n tannie iets, en toe sit 'n tannie wat ek baie goed ken. Vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid. Punt uit 10 uit, selfbeheersing. Punt uit 10 uit. Hoeveel van ons het selfbeheersing? Dis een van die grootste gawes van die Gees is om selfbeheersing te hê. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees nie, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Ag, daar's soveel tekste. 1 Korintiërs, ek wil weer julle kan weer na daai 4 tekste kyk. Gaan skryf dit bietjie neer vir jouself en gaan sit dit neer en sê, hoekom sien ek nie die Gees nie? Want ek's dalk te besig om myself te soek. Die Gees het duidelike riglyne. Ek bedoel, as die Gees wil hê ek moet selfbeheersing uitoefen en ek's besig om konstant beheer te verloor, dan gaan ek die Gees mis. En wat wil die Gees sê? Raak rustig, kry bietjie selfbeheersing. Vreugde, vrede. Vat bietjie hierdie tekste hierdie week, en by jouself, geef jouself 'n punt uit 10 uit, maak dit 'n studie en sê vir jouself, okay, ek mis die Gees in my lewe, want, hy sê ek moet vriendelik wees, maar ek sukkel om vriendelik te wees.
Jesus, ek sukkel om mense te groet en te glimlag. Dit is vir my moeilik. Ek is eintlik bang vir mense. Ek is getroud met 'n introvert, so ek leer baie van die introvert wêreld. Dis verskriklik. Dis verskriklik. Maar ek het simpatie hieromheen. Maar dis een van die goed wat ons moet aanleer. Is hoe kan ons in liefde mekaar bedien? Okay, die tema. Een gees, een kerk. Een gees, een kerk. Pinkster. Hier's verskillende kerke, hier's verskillende mense. Net soos daar verskillende gawes. En ons verskillende verwagtinge. Maar die Gees en God het alles kom uitdeel vir elkeen, soos wat hy dit goed dink en soos wat hy dit nodig het. En elkeen van ons hier het 'n tassie en iets waarmee ons worstel. En dis baie keer haat, naaiwer, wat ook al, vyandskap, wat ook al. Elkeen van ons. As ek vanaand vir jou sê, noem iemand wat jy nie van hou nie, sal almal hulle hande kan opsteek, ek sal ook. Die Gees wil hê dit moet stop. Liefde, vrede, vreugde. Hy deel daai geskenke so uit. En dan sê hy, maar begin bietjie selfstudie. Wat wil die Gees vir my? Wat wil die Gees vir my? En ek kan 'n paar goed by sê. Hier's klomp hartseer ook. Hier's 'n klomp hartseer. En die Gees staan ons by en hartseer ook. Matteus 5 wat hy sê, geseënd is die wat treur. Geseënd is die wat hartseer is. En vanoggend het ek gepraat oor wat het die wêreld nodig en hoekom het die wêreld die kerk nodig? Want baie keer dan dink ons die wêreld dink nie hulle het die kerk nodig, maar die wêreld het die kerk nodig omdat die wêreld besig is om homself te vernietig. Die wêreld het nie die Gees nie. En as ek sê wêreld, dan moet ek definieer die wat soek na hulle eie wil, die wat nie soek na God se wil nie. Ons is geroep en gestuur om daai punte uit 10 uit oor die Gees bietjie te verander, te sê, okay Here, werk met my en werk in my. Leer my om soos U te kan vergeef. Leer my om soos U te kan lief hê. Daar's die Gees. Daar's die Gees. Jy weet, baie keer dan wil mense hê, mense moet in tale bid, en ek weet nie of ek die verhaal al vertel het nie, maar was by 'n pa wat sy seun verloor het in 'n motorongeluk. En verskriklike traumatiese ervaring en toe ons moes die lijk gaan uitken het, toe ry ek saam die pa en die ma en daar ry 'n vrou saam. En op pad soontoe begin hierdie vrou bid vir die ma. En sy begin in tale bid. En op daai oomblik was dit vir my goed. Want wat bid jy vir iemand wat hulle kind se lijk moet uitken? Jy kan nie iets sê nie. Wat bid jy? Krag deur die Gees. En dit was nie 'n show of 'n toneel nie, want ons het ons vier in die kar. Maar ek kon verstaan dat wat nou aangaan, is hoe die Gees werk, is eenheid. Is 4 mense wat probeer mekaar vashou in die diepste, donkerste seer. Dis die Gees. Dis nie noodwendig daar op 'n stage, of op 'n toneel, of op 'n magtige plek nie. Dis in COVID-sale, dis in hartseer, dis in gebrokenheid, daar waar God mense bymekaar bring. Sê kom ons staan bymekaar. Ek bid dat die Gees julle sal seën en elkeen sal seën om so 'n bietjie introspeksie te doen en te sê, die Gees is nie besig om al buite met 'n optrede en ek moet hom net raak sien nie. Die Gees is reeds in jou en in my. En daar's 'n paar goed wat hy wil align, wat hy wil bymekaar bring. En daai goed moet ons gaan sit rustig bymekaar en sê, hoe kan ek so 'n bietjie fine tune, hoe kan ek so 'n bietjie draai, laat ek kan in lyn kom, laat ek kan hoor. Dalk is dit vreugde, dalk is dit hartseer, dalk is dit blydskap. U weet, ek het daai 4 tekste op, uitdaging vir die week. Vat die 4 tekste, gaan bietjie deur dit en sê vir jouself, waar skiet ek tekort, waar hoor ek die Gees en hoekom mis ek die Gees? Amen. Here, die hoofdoel van die Gees is eenheid. Eenheid in een Gees. Daar's nie meer as een Gees in die Here. Daar's nie plek vir die boosheid onder U mag nie. Onder U mag moet die duisternis swyk, Here. Ons as gelowiges kan die Gees bedroef maak, of ons kan die Gees laat seëvier en laat heers, die kaptein van ons siel. Ons val. Pinkster is 'n tyd om herinner te word dat die Gees besig is in ons. En waar ons ingesluk word deur die wêreld, bid ek dat ons vanaand gestuur word in die wêreld in. Gestuur word deur die Gees. Daar is soveel plekke wat ek kan verbeter, Here.
Help my om rustig te raak en te besef dat U besig is om daai plekke te skaaf in my lewe en te verbeter. Verhoudings. Die Gees is 'n verhoudingsexpert. Is 'n verhoudingsspesialis. Help ons om verhoudings te herstel, te verbeter en lief te hê en in liefde te funksioneer. Dankie vir die voorreg wat ons het om as klomp kerke, klomp gemeentes, klomp genadegawes by mekaar te kom en herinner te word dat ons een liggaam is en een gees is met 'n klomp verskillende gawes. Help ons om elkeen ons unieke gawe in te stem, fyn te luister, sodat hierdie liggaam gemobiliseer kan word en Rustenburg kan verander in een koninkryksdorp van U wat reeds besig is om te gebeur. Stuur ons so, en dit bid ons, in Jesus se naam, amen. Ons kan staan vir die slotlied. Is die beste plek, daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees, is die grootste eer, daarom buig ons voor U neer. Ja, ons verkies om nou by U te wees, en om na U te luister, in plaas van altyd maar weer besig te wees, kom ons nou tot rus by U. Aan U voete, Heer, is die beste plek, daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees, is die grootste eer, daarom buig ons voor U neer. En ons verlang na U teenwoordigheid, Heer, om saam te kniel en aanbid, in gees en waarheid waarlik een te wees, daarom buig ons voor U neer. Aan U voete, Heer, is die beste plek, daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees, is die grootste eer, daarom buig ons voor U neer. Net soos 'n vader wat sy kinders vertroos, so omhels U ons elkeen. U is 'n Vader wat versorg en beskerm, en ons kom tot rus by U. En ons kom tot rus by U. En ons kom tot rus by U. Vriende, broers en susters, gaan uit met die wete dat daar profesie is in Joël al wat sê die Gees is in en met elkeen van ons. Gaan ontdek die Gees, weet dat die genade van God die Vader, die liefde van Here Jesus Christus,
en die gemeenskaplike krag en werking van die Heilige Gees is in, by en met elke liewe een van julle, tot in alle ewigheid. Amen. Kom wees die sout, ja kom wees die lig, die draers van God se liefde, wat harte genees, gelei deur die Gees, ja kom almal en wees water wat lewe gee.